Geliefdes, voor ons oorgaan, gaan ek net vra dat ons daardie lied speel wat op die program is, The River.
Vader, ons kom vanmôre met harte wat swaar is. Sin tye soos hierdie, Here, wat ons die realiteit en die werklikheid besef dat ons net geleen is aan mekaar. In hierdie môre, soos daardie lied gespeel het, Here, en 'n uitnodiging gee vanmôre, come to the river. Bid ek vanmôre dat die vriende en die familie vanmôre hulle troos vanmôre sal vind deur daardie uitnodiging. Hulle troos vanmôre sal vind deur die inspraak van u goddelike Heilige Gees, waar hy self gesê het, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, maar ek laat julle nie as wese agter nie. Ek stuur vir julle die trooster, die Heilige Gees. Mag u Gees, o Here, in hierdie dag elkeen troos op 'n baie besonderse wyse, want ons verskil van mens tot mens. Maar wie beter as u vanmôre weet hoe om elkeen wat uniek deur u geskape is vanmôre te troos. Met die wete vanmôre, Here, dat Gavin het heen gegaan. Dit laat baie vrae in 'n mens se harte en dit bring baie onsekerhede in 'n mens. Maar dis 'n manier om vir ons te sê, dis waar ons mekaar weer moet vind. Dis waar ons hande in mekaar toe moet uitsteek. Dis waar ons mekaar weer moet dra in tye soos hierdie. Ondersteun, bystaan. Mag dit so wees, Vader. Nie die familie en vriende vanmôre wat hom geken het, wat 'n pad saam met hom geloop het, wat sy hart geken het. Maar bovenal dit vanmôre kan ons sê is dat U as God het hom beter as enige iemand geken. Want U het hom geformeer in die moeder skoot in. Dankie vir soveel jare wat U hom net geleen het. Maar op U bestemde tyd het U besluit, is tyd om hom te kom haal. Daarom bevraagteken ons nie vanmôre dit nie, Here. Want ons weet dat U sal troos soos wat ons vorentoe gaan, soos wat hulle hierdie pad stap. In U oë vind ons vanmôre besonderse genade. Mag U genade in hierdie môre in 'n baie besonderse wyse oor elkeen wees. Elkeen, Here, het hom geken op sy of haar unieke manier. Tog bly die realiteit van die werklikheid soos iets wat uit 'n mens geruk word. Daarom vra ek vanmôre, Vader, mag U woord vanmôre die familie troos, die vriende troos. Mag U woord vanmôre vir hulle 'n skuilplek wees, waarheen hulle kan hardloop. Wanneer hulle vrae het, dat hulle na U toe sal hardloop. Wanneer hulle nie meer weet wat om te sê nie, dat hulle net stil voor U kan gaan sit. Want U is 'n Vader met 'n vaderhart wat omgee, wat belangstel in die mens. Maar stil kan sit
en dat U hulle self sal bedien, en dat U self daardie rustigheid en vrede in hulle harte in sal bring, net soos wat U as 'n Vader kan doen. En hierdie môre, Here, kyk 'n mens terug, en dan voel dit soos in 'n oogwink, wat alles in al sy lewensjare saamgevat word. Maar so vinnig is alles heen. So vinnig besef ons vanmôre weer die realiteit. U leen ons net aan mekaar. Mag ons mekaar waardeer. En mag U liefde, Here, elkeen dra, help, ondersteun, omvou, beskerm. Want dis U liefde, o Here, wat ons vashou. En dis U liefde wat daai vrede in ons harte ingee. Ek bid dit vanmôre in die mooi naam van Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser, met die wete hoe God het gegee en God het geneem. En ons berus by die besluit van die Here. Amen. Annelien en die familie en die vriende vanmôre, waar begin 'n mens werklik? Dis in tye soos hierdie wat 'n mens nie werklik waar eintlik antwoorde soek nie, want 'n mens sit met soveel vrae. En elkeen van ons vanmôre hier. En dit is so dat ons harte is nie net swaar nie, maar daar lê soveel onsekerhede op ons pad voor. Maar ek wil vanmôre sê, mag God julle in hierdie tyd vashou, julle versterk, julle geloof in Hom, elkeen net groter en groter sal word. En dat ons tot die besef sal kom, ons is net geleen aan mekaar. Julle het Hom geken, julle het sy hart geken. Ek is vanmôre hier om julle te troos uit God se woord, om vir julle hoop te gee, om vir julle te sê, dit is net tydelik. Dit is iemand wie julle geken het, wat spore in julle lewe gelaat het. En ek sê altyd vir families, kom ons kyk na die mooi. Kom ons hou vas aan die mooi. Daar's so baie goed waar ons kan vashou, maar kom ons hou vas aan die mooi herinneringe. Ons kan vanmôre ook nie ontken nie, Annelien en familie, sodat pyn is 'n werklikheid. Maar die vraag is, hoe deel ons met daai pyn? Dikwels hardloop ons na verkeerde mense toe. Maar my uitgangspunt in die lewe is hardloop na God toe. Hy's 'n Vader met 'n vaderhart. En hy verstaan elkeen vanmôre hier. Hy ken elkeen se hart vanmôre hierso. En mag hy daardie vertroosting gee. En mag julle vanmôre weet, die Here is altyd by ons. Hy is nooit ver van ons af nie. Mag dit werklik vanmôre so wees, dat julle genade en vertroosting in sy woord in sal vind. Ons gaan kyk na 'n slideshow wat hulle gaan opsit en daarna gaan ek die woord bedien. Baie dankie. Ek loop in die straat met my eie gedagtes. Ligte flits, maar ek voel nie die pyn nie. My voetstappe weer klank in kamers van stilte. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my hou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte?
ek gaan sonder afskeid of woorde, sal jy my nog mis. As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte. Sal jy my nog mis? As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? Ek gaan hierdie gedeelte lees van wat hier geskryf is deur my liefste man. Nou moet ek jou groet. Jy was so 'n fantastiese mens, altyd voor jouself gestel, ander voor jouself gestel, altyd gehelp waar ander jou nodig gehad het. Maar soms het jy baie swaar gekry en moeilik gekoop met jou siekte. Baie dankie dat jy so wonderlik na my omgesien het. Altyd my belange eerste gestel. Dankie vir die 15 jaar saam met jou. Jy was baie goed vir my. Daar is 'n groot leemte wat jy agterlaat. Rus en vrede, liefde, jou vrou, Amma. Het ek het reg uitgespreek. Ek wil vanmôre 'n gedeelte lees wat ek glo dat vir ons nie net sal troos nie, maar vir ons hoop sal gee. En ons elkeen sit vanmôre met ongekende vrae in ons harte. Maar dan kom die woord van die Here vanmôre en dit gee vir ons hoop op 'n besonderse wyse. In Psalm 34. En ek gaan net die een skrifgedeelte lees en ek wil graag so 'n bietjie daaroor praat vanmôre. Die Here is naby, vers 19. Die Here is naby. Dis 'n belofte. Die Here is naby die wat gebroke van hart is. En hy verlos die wat versla van gees is. Die Here is naby die wat gebroke van hart is. Vanmôre sit ons hier elkeen afsonderlik
En ons verwerk ons hartseer elkeen op 'n ander manier. Want God het ons so gemaak, God het ons uniek, elkeen anders gemaak. Maar binne daai hartseer vanmôre is daar pyn. Pyn van, kon ek nie nog 'n laaste woord gesê het nie. Pyn van, kon ek nie nog iets gedoen het nie. Pyn van, kon ek nie dalk net van my kant af, dalk nog meer of nog 'n bietjie gehelp het nie. Pyn is die realiteit wat ons ruk uit ons sekerheid in hierdie wêreld om ons te laat besef, ons is net tydelik hier. Dit is wat pyn doen. Dit bring ons tot die werklikheid. Dat ons kan besef vanmôre soos wat Gavin vanmôre hier voor ons is. Dis sy liggaam wat hier lê, maar sy gees is lankal nie meer hier nie. En dis nie vir enigeen vanmôre om te sê hy soontoe of soontoe of soontoe nie. Want die Bybel sê vanmôre dat die oordeel kom God alleen toe, geen mens nie. Ons gaan verbaas wees daardie dag wanneer ons instap, wie dit gemaak het en wie dit nie gemaak het nie. Ons het altyd hier baie keer hierdie gedagte van, ek wonder waar is sy werklik? Dan dink ek altyd so terug aan die boemelaar en die ryk man. Almal het hierdie boemelaar gesien as net 'n stuk gemors om wat daar lê. Net hulle eie opinie oor hom gevorm. En die dag toe hy sterwe, toe sê die woord van die Here, hy is in die boesem van Vader Abraham. 'n Beginsel wat God ons leer, moenie vinger wys nie. Moenie oordeel nie. Moenie dink ek weet alles nie. Moenie dink ek het die antwoord nie. God alleen is en bly die antwoord vir alles in hierdie lewe. Dit bring ons vanmôre in die broosheid van ons harte voor God, met die erkenning in ons lewe dat God alleen vanmôre is die een wat verstaan. Hy verstaan vanmôre werklik. Sy vrou, sy skoonfamilie, is familie, is susters, as vriende, as familie, elkeen vanmôre hier. Die Bybel sê vanmôre, God is die kenner van die hart, nie die mens nie. God is die kenner van die hart, maar ons broosheid bring ons vanmôre voor God deur te sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar U weet hoe. En dis daar in tye soos hierdie wat 'n mens baie keer gaan sit, Annelien, en wat 'n mens gaan vra, Here, ek verstaan nie, ek wil nog soveel meer gesê het, ek wil nog soveel meer gedoen het, ek wil nog soveel meer gevra het. Maar berus vanmôre hierin, is dat God se tyd is die perfekte tyd. Hy weet presies. Daarom kan jy vanmôre, en elkeen van ons vanmôre, ons troos vanmôre daarin vind, hy is naby die wat gebroke van hart en versla van gees is. Hy's naby hulle. En dit sê vanmôre dat God sê, ek distansieer my nie vanmôre nie, maar inteendeel, is dit hy wat vanmôre sê, ek het hom kom haal. Want sy tyd is hier verby, en net so gaan ons elkeen se tyd en uur kom op hierdie aarde. Baie sin, baie vroeër, baie sin, baie later. Maar kom, gaan dit kom. En ek sê altyd, mag die dood tot ons harte spreek, en ons tot die besef laat bring. Ons is nie hier om vir ewig te lewe nie. Ons is tydelik hier. Ons is net geleen aan mekaar. Kom ons maak die beste van elke dag. Ek kyk so na die slideshow en dan is dit my so mooi en so wonderlik om al daai mooi die foto's te sien. En dis herinneringe wat in 'n mens se harte lê. Niemand van ons is volmaak nie. Ons almal het foute. Dikwels kyk ons na die foute en ons vergeet die mooi. Maar ek wil vanmôre sê, bou op die mooi
herinneringe in julle harte. Bou daarop. Weet vanmôre, God is naby. Hy is nie ver nie. Hy is naby vanmôre. Hy ken ons trane. Hy weet vanmôre daar lê onsekerheid in ons harte. Want dis wat die dood doen. Dit praat met ons. Dit sê vir ons iets. Maar die vraag is, wat doen ons rondom dit? U het hom beter geken, ek het hom glad nie geken nie. Maar u het hom geken. En te midde van al sy foute en tekortkominge, is dit nie vir een van ons om 'n vinger te wys nie. Is dit nie vir een van ons om te sê so of so nie. Is dit nie vir een van ons om vanmôre te sê ek wil net die verkeerde goed onthou nie. In die brief wat ek gelees het en sien sy siekte waarmee hy gesukkel het, waarmee hy geworstel het. Wie is ons om 'n vinger te wys en te sê hieroor of daaroor? Dis nie vir ons nie. Maar hy weet wat was sy worsteling met God alleen. Soms praat mense nie en dan wil ons sommer klaar 'n oordeel vel of ons wil 'n vinger wys. Waarom rou ons vanmôre? Waarom is ons vanmôre hier by mekaar? Omdat elkeen op een of ander manier vir hom omgegee het. Dit is waarom ons vanmôre by mekaar is. Omdat jy hom liefgehad het onvoorwaardelik, sonder om te kyk na sy foute en tekortkominge, het jy hom liefgehad. En dit is vanmôre wat God se hart roer. Want so maklik is dit om dit eintlik net een kant toe te skuif. En waar vind ons vanmôre ons hoop? Elkeen van ons vanmôre. Ons vind ons hoop vanmôre in Christus. Maar ook vanmôre in mekaar, deur die feit dat ons vanmôre by mekaar is om te sê ek is hier om te ondersteun. Ek is nie maar net vanmôre hier omdat ek hier wil wees, ek is hier om te ondersteun. Ek is hier om by te staan. Ek is hier omdat ek hom ook lief gehad het. Ek is hier en mag hulle jou hand vat en jou versterk in hierdie tyd in Anneline, mag hulle werklik waar jou dra. Ons rou vanmôre nie soos iemand wat geen hoop het nie. Waarom? Want ons hoop vanmôre is nie in 'n mens nie. Ons hoop is vanmôre in Christus. In Christus is vanmôre ons hoop, en daarom dat die woord van die Here sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Jesus sê self daardie woorde. Tog is ons harte ontstel. Tog is ons harte seer. Maar eintlik kom die Here vanmôre deur te sê, maar vind julle troos vanmôre in my. In Christus. Hoe lyk u hart vanmôre vir God? Hoe lyk u lewe? Het jy al ooit daardie besluit in die lewe gemaak? Om te sê, Here, ek wil jou aanneem as my saligmaker en verlosser. Want jy sien, ek gaan nooit ooit een oomblik nie die kans gee vir iemand om nie met God reg te maak nie. Dalk sit ons vanmôre hier en u het iets in die hart. En ek weet nie wat presies dit is nie, maar as die kans en die geleentheid om vanmôre te sê, Here, ek wil my lewe voor u bring. Ek wil seker maak, wanneer ek heen gaan ek na die regte plek toe. Niemand kan daai besluit vir jou maak nie. Het jy geweet, niemand kon daai besluit eers vir Gavin maak nie. Ons maak self daai besluit. En nie 'n kans en 'n geleentheid vanmôre om te sê, Here, ek wil my saak met u regmaak. Want jy sien, wanneer jy jou saak met God regmaak, dan kom troos beter. Dan kom vergifnis beter. Dan verwerk ons hartseer beter. En dis 'n kans en 'n geleentheid wat die Here ons altyd gee deur middel van wanneer iemand heen gaan om seker te maak. Om seker te maak. My saak met God is reg, want dit kan dalk môre my tyd wees. En hoe lyk my saak?
Daarom dat die woord van die Here sê, hoe staan die saak dan? Kom dan, dat ons die saak uitmaak. Nie met mense nie, maar God self sê vanmôre, kom dat ons die saak uitmaak. Waarom? Om daai troos binne in hom in te vind. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Wat sê hy? Hy sê, hy gee ons 'n belofte. En hy sê, ons gaan nie vir altyd hier wees nie. Hy sê, maar ek gaan julle vooruit om vir julle te wys. Ek gaan om die plek vir julle gereed te kry. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Hoe lyk u woning vanmôre? Gaan u deel van daai woning wees? Gavin het klaar gearriveer. Klaar. En ek kan vanmôre niks staan doen nie. Dis klaar. En dis nie vir my en vir u om vanmôre te sê so nie. Maar die vraag vanmôre is, elkeen maak sy eie besluit. Waar eindig ons op? Dit kan niemand doen vir ons nie, behalwe onsself. Net onsself, niemand anders nie. Hier is 'n belofte wat die Here vir ons gee, met betrekking tot sy laaste woorde. Christus het die dood oorwin. Daarom is ons vanmôre nie soos mense wat sonder hoop is nie. Want ons hoop vanmôre is in Christus. Maar ons mooie herinneringe lê in dit wat Gavin agtergelaat het. En dit is waar ons kan vashou. Elkeen skryf 'n lewensverhaal. Elkeen skryf 'n boek op hierdie aarde. En die Bybel sê daar gaan 'n dag kom dat God die boek van die lewe gaan oopmaak. En niemand kan besluit wie se naam kom daarin behalwe net uself nie. Gavin het daardie besluit self geneem. Al het hy dit vir niemand gesê nie. Jy weet dat we altyd terugdink ons is aan die twee wat in die kruis hang. Ek lees nie daar dat hulle sê, hoorie so, kom ons maak gou reg en ons kry alles reg nie. Maar al wat die man sê is, net voordat hy sterwe, hoor wat sê, Here, dink aan my, wanneer u in die paradys kom, in die koninkryk kom. Dink aan my, is al. Is al wat hy gesê het. Maar Jesus doen dit juis om vir ons daardeur hoop te gee, deur vir ons te sê, dat selfs in daai laaste sekond, al wat ons hoef te sê is, Here, dink aan my. Dink aan my. En hy sal dit doen. Christus het die dood oorwin. Daarom kan ons sê, Gavin se reis het nie geëindig nie. Gavin se reis op aarde het geëindig. Maar al wat dit gedoen het is, dit het hom laat oorgaan in die volheid van God. Met die sekerheid, hy is waar hy wil wees. Dis wat gebeur het. En so gaan dikwels ons elkeen se reis op hierdie aarde eindig. Maar ek troos my en ek vind my sterkte daarin. En dan wil ek die woorde van Paulus uitroep, ek sien uit na die dood. Wanneer hy my kom haal, waarom? Want ek weet ek is nie bestem om vir altyd hier te wees nie. En ek weet my lewensverhaal wat ek skryf, my vergoeding soek ek nie hier nie, ek soek dit by die Here, net soos Gavin. Net soos Gavin vanmôre. En ek kan nie die versekering vanmôre gee, ons sit en ons vra baie, ek wonder dit, ek wonder die, ek wonder daai, hy dit, hy dalk so, hy dalk die, hy dalk daai, dis alles vrae. Maar ons kan dit vanmôre by die Here gaan neerlê, ons kan sê, Here, gee my die troos vanmôre, want U is my trooster. En die belofte is, hy het die trooster gestuur, die Heilige Gees, en hy sê, hy sal julle vertroos. As mense, gaan ons later vanmiddag almal uit mekaar uitgaan. En dan bly jy alleen agter. Waar vind jy jou troos? Jy vind jou troos, elkeen van ons, deur die trooster, die Heilige Gees, wat hy self gesê het, ek stuur vir julle die Heilige Gees, en hy sal julle troos. Die trooster.
Daarom wil ek vanmôre Gavin se lewe gebruik as 'n boodskap van hoop. Hoop in die Here, maar nie hoop in die mens nie. Hoop in die Here met die wete, ek het kans en die geleentheid om my saak nog met God te herstel. Ek het kans en die geleentheid om nog 'n verandering te maak. Ek het kans en die geleentheid nog om te sê, Here, jammer. Ek wil sy lewe vanmôre gebruik as 'n anker, dat jou anker in God sal vind en dit nie in 'n mens sal vind nie. Wat sou sy laaste woorde gewees het as hy iets kon sê? Dit laat 'n mens altyd wonder. Wat sou sy laaste woorde gewees het? Jesus se laaste woorde was, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Is dit nie mooi nie? Sy laaste woorde is nie, Here, kyk wat doen hulle aan my nie. Kyk hoe hulle my hanteer. Kyk wat het hulle vir my gesê. Kyk hoe hulle my behandel. Sy laaste woorde is om vir ons hoop te gee. Dalk sou dit sy laaste woorde gewees het om te sê, leef in liefde saam. Leef in harmonie saam. Leef so saam. As my lewe dit nie gespreek het nie, dat julle lewe dit sal spreek. Dalk sou dit sy laaste woorde gewees het. 'n Mens weet dit nooit nie. Mense sal altyd wonder en altyd vra. Laat my dink op Psalm 23, waar hy kom, en dis my so mooi, hy sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Hoor mooi, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Die dood is net 'n skade weer van oorgang van die tydelike na die ewige. En dan kom en hy sê, ek sal geen onheil vrees nie. Waarom? En ek wil hê vanmôre dit onthou, want U, die Here God, is met ons elkeen. Hy is saam met ons. Hy dra ons. Hy help ons. Die Here stap in hierdie donker tyd, wil ek hê jy moet weet. Die Here stap die pad saam met elkeen van u, maar op 'n afsonderlike wyse. Want ons verskil van mens tot mens. Hy troos elkeen anders as wat hy die ander een troos. Ons vind ons troos vanmôre in die Here. Hy dra ons selfs wanneer ek voel ek kan nie meer nie. Sal hy kom en hy sal jou dra. En dis in daai tye wanneer 'n mens stil raak, is familie en vriende net voor die Here om te sê, Here, ek kan nie meer nie. Help my. En hy sal jou help, want hy's 'n Vader wat omgee. Hy's 'n Vader wat werklik waar ons elkeen se belange op die hart dra. Die Here is naby die wie se harte gebroken is. Die Here is naby die wie versla van gees is. Dit is my so wonderlik, hy onttrek nooit nie. Maak nie saak wat ons doen nie. Hy onttrek nooit. Nooit nie. As ek vanmôre kan afsluit, wil ek met hierdie gedeelte afsluit deur te sê, dit is 'n verlies. Dit is 'n verlies en dit bly vir ons almal 'n verlies. Maar onthou in hierdie môre dat die Here gee ons 'n belofte en hy sê, hy hou ons vas. Hy is ons anker, hy is ons rots. Hy sal julle nie los nie, soos wat hy beloof het in Jesaja 41 vers 10, en jy kan dit self gaan lees. Wanneer jy voel, Here, ek kan nie meer nie, gaan na Jesaja 41 vers 10, maak die Bybel oop, lees dit, want daardeur sê hy sê, ek sal jou nooit los nie. Is 'n belofte wat hy gee, sodat ons hoop kan skep vanmôre in God se woord, maar saam met dit ook om troos te vind met die versekering, hy sal my nie los nie. Hy sal my vashou, hy sal my dra, hy sal my help. Dan gaan tye kom wanneer ek voel ek is onseker, dan gaan tye wat kom wat voel, ek raak bang,
As tye wat gaan kom, wat ek voel, Here, my vrae word nie beantwoord nie. Daar gaan tye wat kom, wat gaan, ek voel bekommerd oor my toekoms. Lê dit vanmôre by die voete van die Here, elkeen van u. Lê dit by die voete van die Here en sê, Here, ek gee dit vir u. Self kan ek dit nie doen nie, maar u kan dit doen. Want hy sê, ek is die Here jou God, ek versterk jou. Hoor wat sê hy? Sy belofte in sy woord. Ek versterk jou. En dan sê hy, ek ondersteun jou met my regverdige regterhand. Elkeen vanmôre hier, wat hy sê, ek ondersteun jou. Is 'n belofte, soos wanneer 'n mens in 'n storm is. En dis vanmôre in ons hart, dis 'n storm. Jy voel vasgekeer. En jy voel, hoe gaan ek dit doen? Dan sê die Here, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Mag julle vanmôre daardie rus en daardie vertroosting in die Here invind. Met die wete, as dit te swaar raak, as hierdie las so swaar raak en dit voel ek kan nie meer nie, dat jy kan onthou, ek kan na hom toe hardloop. Hy is my anker en hy is my rots. Jy weet, ek is baie sensitief wanneer dit kom by God se Heilige Gees. En ek wil vanmôre, en ek gaan vanmôre praat so wat God op my hart lê. En ek ervaar iets vanmôre. Jy moet regmaak vanmôre. Jy moet regmaak. Ek ervaar dit in my gees vanmôre. Jy moet regmaak. Jy's net geleen. Jy's op geleende tyd hier. Jy's op geleende tyd hier. Maak reg terwyl jy hierdie kans het. Terwyl jy hierdie geleentheid het. Maak reg. Mag God se woord julle in hierdie tyd dra. Mag julle help. Mag julle ondersteun. Mag julle bemoedig. Mag julle hierdie skrifgedeelte onthou. In Psalm 34 vers 19. Die wat gebroken van hart is, hy is naby hulle. God ken jou hart vanmôre beter as wat jy jouself ken. Het jy dit geweet? Hy ken jou vanmôre. Daar's niks wat jy vir die Here kan wegsteek nie. Niks. Hy ken jou vanmôre by jou naam. Want hy sê ek het jou geroep by jou naam. Hy Gavin vanmôre geroep by sy naam. So gaan hy ons elkeen roep by ons naam. Hy ken ons by ons naam. Dan gaan ons daardie dag voor hom staan. Dan gaan hy sê, jou lewensreis op aarde, dis hoe het gelyk het. Praat met my. Wat gaan jy vir hom sê? Wat gaan jy vir hom sê? Jy sien, daai dag gaan jy geen verskoning hê nie. En dis wat die dood vir ons sê. Die dood sê vir ons, daar's geen verskoning meer nie. Dis die realiteit van die waarheid. Die dood sê, sorg dat daar versoening kom. Die dood sê, sorg dat ons mekaar respekteer. Die dood sê, dat ons mekaar onvoorwaardelik lief het, sonder twis en allerlei goed. Dis wat die dood sê. En Jesus beskryf dit in sy woord. Mag jy werklik waar vanmôre in hierdie woord van die Here vertroosting vind. En as jy nie meer weet waarheen nie, en jy kan nie meer nie, jou antwoord is so naby soos jou knie na die grond. Wanneer jy jou knie voor God buig, is hy altyd gereed om te luister. Is hy altyd gereed om te antwoord. Mag u dit onthou, mag dit u versterk, mag julle werklik waar in hierdie tyd in, deur sy Heilige Gees, op 'n baie besonderse wyse en baie besonderse manier, getroos word. Loof die naam van die Here. Ek wil hierdie gedeelte, daar's 'n lied wat eers gaan speel. Ek gaan vra dat ons net daai lied speel, baie dankie, en dan gaan ek oor na die laaste gedeelte van hierdie herdenking vanmôre.
sou ek jou herken. As ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet daar's vrede daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag en ek vra nog steeds hoekom jy trane in die hemel, sal het ooit verdwyn, sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag, Maar ek hou vas aan hoop, tot ek jou weer kan vashou sag. die pad hier is lank en my hart bly swaar. Elke dag stap ek met jou naam in my gebaar. Ek weet ons sal weer eendag saam kan staan, Maar tot daardie dag sal ek aan jou bly vashou. trane in die hemel, sal het ooit verdwyn, sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag, maar ek hou vas aan hoop, tot ek jou weer kan vashou sag. Tot ek jou weer kan vashou sag. Wat 'n besonderse mooi lied. Mag daai lied tot ons elkeen se hart ook spreek. Daar's soveel waar woorde binne in daai lied. Weet jy wat vandag vir jy sê, God stort trane oor ons. Ons besef dit nie altyd nie. Hy's 'n Vader. Ons besef dit nie altyd nie. Hy's 'n Vader met 'n vaderhart. Hy kry ook seer. Hy kry ook seer. En die trane wat hy stort vandag, moenie dink dit gaan ongesiens by die Here verby nie. Hy sien dit. Hy sien dit. Maar hy weet hoe om te vertroos. Ek gaan vra dat Magda Merike vorentoe kom en net die bedankings doen. Baie, baie dankie. Dankie hoor. Môre familie en vriende. Dit was vir my 'n voorreg gewees om ook vir Gavin te ken. Ek was saam met hom
in 'n ander hoërskool, maar ek kon hom vir 5 jaar ken as 'n jong seun. En weet jy wat? Ons kon sy siel uittrek as hy by ouma kuier. En dan sal Anna tot sy redding kom. Maar vandag is ek hier en dis vir my baie hartseer om hier te staan en ek wil net ons bedankings doen om te sê die Mirka familie, weer eens baie dankie vir die wat van ver af gekom het, selfs julle wat naby is. Ook vir pastoor Kobus Allen wat die diens gelei het en vir AGS huis vir die kerk wat ons in is en spesiaal vir Natasha ook wat by die kerkkantoor werk, wat vir Annelien, vir ouma bygestaan het met al die reëlings en ook vir Gumtree Lodge vir die eetgoed wat hulle voorsien het. En ander ding is wat ek wil sê, al dankie vir al die boodskappe, elke WhatsApp, elke bel, elke blom, elke drukkie, diep uit julle harte uit. Ons waardeer dit opreg. Anna, jy kan nie vir 'n beter man gevra het nie. Ek weet, hy's nie meer hierdie, maar weet jy wat, as jy eendag terugdink, onthou al die mooi herinneringe. Dink elke dag daaraan. Jy gaan hierdie herinneringe saam met jou dra vir ewig en vir altyd in jou hart. En dan wil ek net ook dankie sê vir al die draers wat hier is, wat ons sal, as ons hierna af gaan beweeg, gaan ons in die stoet agter die lijks van aanry, asseblief, onthou om julle hoofligte aan te skakel, en dit is Weseinde begrafplaas, en daarna gaan ons by my maale se woning wees in 4 Wilkinson-straat, in Verwoerdpark, net om ietsie ligs te eet, en ons laaste betuigings aan Anna te betoon, en te sê, dis die vaarwel, Anna, jy gaan hom eendag weer sien. Dankie julle, baie dankie. Baie dankie Magda. Ja, neem dit ter harte. Ek wil graag hierdie gedeelte lees. Hierdie is 'n boodskap uit pa en myself se hart. Son-in-law, created by God, hand chosen by our daughter. A son-in-law is more than just family. He's been invited into the Mirka family by a woman who loves and honors him and wants to share her life with him. Gavin completes her and became as much as part of the family as he's always been there. Or our love, mom and dad. Gavin, ek en pa sal jou altyd onthou vir jou sagte gees en die respek waarmee jy ons altyd behandel het. Nooit 'n slegte of 'n harde woord teenoor ons gespreek nie. Rus en vrede seun, ons gaan jou mis. Ek gaan 'n gebed doen, daarna gaan ek die name van die draers uitlees en dat hulle net vorentoe sal kom. En waar ons gaan dan saam beweeg na die Weseinde begrafplaas. En soos hulle gevra het, kom ons gehoorsaam maar net die padreëls, dis baie belangrik, want dit is baie keer waar ongelukke veroorsaak word, omdat ons die rooi word, ons rooi en dan wil ons oorry en dan, so kom ons gehoorsaam maar net die padreëls. Kom ons sit net so, ek voel my hart, kom ons staan op, ons gaan net vir die Here sê, baie dankie vir hierdie tyd en hierdie uur. Vader, baie dankie dat ons môre voor U kan staan. Die heilige, alleenwyse, eerbiedige, waardige God, wie se seun Jesus Christus met sy lewe betaal het aan die kruishout van Golgotha, wie se bloed vir ons gevloei het, wat vir ons beloftes gee in die woord, Here, waardeur ons getroos kan word. En die gebed van my hart vanmôre is dat Annelien en elkeen vanmôre hier, sy wat hom geken het as sy vrou, hierdie pad saam met hom gewandel het, 15 jaar, hom verstaan het, waar ander dalk dit nie so gesien het, of hom nie so verstaan het nie. Die mooie boodskap, Here, wat spreek van boekdele eintlik tot 'n mens se hart. Die respek,
die agting, die sagtheid, die sagmoedigheid, die omvouing van waardigheid deur u liefde. Mag u, o Here, elkeen help en elkeen dra en elkeen lei en elkeen versterk. Here, ons wil vanmôre sê dis net tydelik gewees. Maar daar's môre trane wat weerskante is. Ons dink baie keer, Here, daar's trane net hier. En ons vergeet dat U 'n Vader is met 'n vaderhart, wat omgee vir U kinders. En wanneer ons ween, dan ween U saam met ons, omdat U ons hoop is. En dat ons vanmôre ons vertroosting kan vind. In Psalm 34 vers 19, Here, wat sê, U is by hulle wat gebroken van hart is. U is by hulle wat verslaaf van gees is. Gavin het sy reis op aarde voltooi. Hy het die wedloop gehardloop. Hy het die wenpaal bereik. Mag ons elkeen onthou, Here, soos wat hy 'n wedloop gehardloop het, so hardloop ons dit elkeen. Mag die herinneringe van sy lewe tot ons harte spreek, tot die familie se harte, elkeen. Mag U hulle bron van krag wees. In tye wanneer hulle nie meer weet wanneer nie, Here, wanneer daar vrae is, wanneer daar onsekerhede is, mag U kom in 'n besonderse wyse. Because Lord, you had compassion on us. Mag hulle dit ervaar en beleef. Want wie beter as U weet hoe om te troos, om vas te hou. En in hierdie tye wat voorlê, wie beter as U weet hoe om te dra. In tye, Here, wanneer Annelien of enigiemand terugkyk, vra oor Gavin het en wonder, Here, waar is U? En hulle sien julle een ry voetspore en hulle dink, Here, maar waar is U? Hoekom het U my gelos? Ek voel so alleen, ek voel so eensaam. Dat hulle sal onthou, daar's een ry voetspore, want dis U. Dis voetspore wat daar lê, want dis U wat hulle dra. Dis U wat hulle optel. Dis U wat hulle vashou. En sê, my kind, ek het jou lief. Ek sal jou dra. Ons lewenspad word dikwels so moeilik, Here. Veral wanneer ons 'n geliefde verloor. En wanneer ons trane stort, mag dit genesing bring. Wanneer ons trane stort, ware trane voor U, my God, dan is dit soos die pottebakker, wat die klei sag maak, en dit ons weer hervorm kan word, sodat U tevrede kan wees. Versterk elkeen, Here, gaan niemand verby nie. Kom staan by elkeen stil, net soos wat U kan doen. Want U ken elke hart, U verstaan elke hart, en U alleen weet, Here, wat het elke een nodig. Ons weet nie, maar U weet. Baie dankie vir al die jare wat U Gavin geleen het aan hierdie familie, aan hierdie vriende. En dat ons in hierdie dag, wanneer ons hier wegry, kan onthou,
En dit sal spreek tot ons harte. Ons vind ons hoop in Christus Jesus. Ons vind ons vrede, maar ook ons troos vind ons in Christus. Maak die familie toe, Here, elkeen, vriende, elkeen, Here, maak hulle toe onder u beskerming. Mag u liefde hulle omvou, mag hulle werklik u nabyheid in 'n tyd soos hierdie op 'n besonderse wyse ervaar en beleef en weet, die Here is met ons. Die Here het gegee en die Here het geneem. Ons sal die Here nie bevraagteken nie. Ons eer U as God vir Gavin se lewensreis hier op aarde. Dankie, Here, dat hy daar waar hy nou is, rus het, geen pyn het nie, vrede het. Dit laat ons met 'n leemte hier agter, maar ons weet Christus Jesus, sy liefde, sy sagmoedigheid, sy omgee hart, kom vul daardie leemte, omdat U die een is, wat presies weet, hoe om dit te doen. Vader, ons bid dit in Jesus se mooi en kosbare naam. En ons sê vir U baie dankie. In Jesus naam. Amen. Gevra ek kan net so 'n oomblik sit, dan gaan ek dit uitlees en die slipdraers het vir my vorentoe kom is Jat. Ek hoop ek spreek dit reg uit. JP, Japie, Magda en Natasha. So net vir my vorentoe kom asseblief. Daarmee gaan ons vertrek na die Weseinde begrafplaas waar ons daar gaan wees om die ter aardbestelling te doen. Baie baie dankie. My herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my my voete op 'n stewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na